die wêreld heen, van die Weskaap tot hier in Kent, leef mense met vrae, met struikelblokke en besluite wat soos 'n warboel voel. Ons almal kom op plekke en tye wanneer ons wonder, hoe gaan ek hier deurkom? Hoe gaan ek dit regkry? Verlede week was daar 'n berig oor 'n onderwyseres in Gaza, wat ondanks die chaos rondom haar daagliks 'n geïmproviseerde klaskamer oopmaak vir kinders. Daar's geen elektrisiteit nie, geen sekerheid oor hoe veilig die dag gaan wees of hoe dit gaan eindig nie, maar sy staan vas. Nie omdat sy alles onder beheer het nie, maar omdat sy haar vertroue in 'n groter doel stel. Haar fokus is nie op die gebrokenheid rondom haar nie, haar fokus is op die God wat hoop bring midde in dit alles. En dis waaroor geloof gaan. Dawid het dit verstaan. Terwyl almal in die gevegslinies na die gevare en die groot probleem gekyk het, het Dawid gekyk na die God wat bo oor hulle almal kyk en hy die naam van die Here aangeroep. Geloof vra nie eers, wat is my kans tot sukses, of gaan ek dit oorleef nie. Geloof verkondig, my God is getrou, al verstaan ek nie wat voor lê nie. Maar soms verander God nie die situasie nie. Dalk gee hy nie dadelik uitkoms nie. Dalk bly die siekte of die seer. Dalk bly die onsekerheid oor my toekoms. Of wil die verwagte antwoord net nie kom nie. Wat dan? Dan werk God nie buite jou en my nie, om dinge reg te maak nie. Maar dan werk God binne jou, om jou denke en jou hart te vernuwe en te hernie. Dink aan Paulus in Handelinge 16. Hy het 'n duidelike plan gehad om Asië toe te gaan, maar alles het hom verhoed. En tog was dit nie 'n fout nie, dit was God se hand wat hom gelei het na 'n vrou genaamd Lydia. Wat Paulus as afleiding kon sien, was in werklikheid God se rigting. Die bekende sendeling Hudson Taylor het gesê, God's work done in God's way will never lack God's supply. Dit is nie altyd die voorsienigheid van hulp wat ons eerste sien nie, maar die verandering wat in ons gebeur terwyl ons wag en vertrou. En dis wat Matteus 19 vers 26 vir ons sê. By mense is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Geloof verander alles. Nie omdat jy beheer het nie, maar omdat jy oortuig is van wie in beheer is. Nie omdat jy antwoorde het nie, maar omdat jy weet wie die pad ken. So vra vandag nie eers die maklike antwoorde voor nie, maar vra eerder vir 'n vars verstaan van God se grootheid. Vra dat jy met oë van vertroue sal leef en kyk en glo met oortuiging. God is groter as enige menslike beperking en hy sal jou nooit alleen los nie. Hy's met jou elke oomblik van elke dag. Hemelse Vader, dankie dat U groter is as enige uitdaging wat ons in die oë kan staar. Leer ons om nie vas te kyk in onsekerheid of vrees nie, maar om op U getrouheid te fokus. Verander ons harte, waar U nie ons omstandighede verander nie. Herbou ons denke, waar ons moedeloos voel. Help ons om U wil bo ons planne te kies. En gee ons die genade om U leiding te vertrou, selfs as ons dit nog nie verstaan nie. Ons glo, Here, U is in beheer. U is goed. En laat U vir ons alles ten goeie meewerk. Ons rus is in U grootheid, U liefde en U genade. En ons bid en pleit dit alleen in Jesus ons Here se naam. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het en ek wil jou aanmoedig. As jy weet van iemand wat hierdie boodskap sal waardeer, wat soms so voel asof hulle in 'n warboel leef, deel gerus hierdie evangelie, hierdie goeie nuus met hulle. En kom ons ondersteun mekaar in die naam van die Here. Tot volgende keer. Totsiens.